Dis die begin van 'n nuwe jaar en baie van ons maak groot nuwejaarsvoornemens, maar vir meeste is dit teen Februarie dikwels iets van die verlede. Vandag gesels ek met Lenet Beer oor hoekom voornemens vir sommige mense werk, vir ander glad nie werk nie en ook oor hoe jou persoonlikheid dalk die sleutel is. Welkom terug hier by ons, Lenet. Dankie, Elsa. Hoekom dink jy sukkel soveel mense om by hulle nuwejaarsvoornemens te hou? Verseker, omdat hulle self nie ken nie. Dis baie moeilik. Kyk, almal van ons wil graag gewig verloor of gesonder eet, wat ook al jou nuwejaarsvoorneme is. Maar elkeen doen dit op 'n ander manier. En as jy nie weet dat jy anders is nie, dan vergelyk jy jou met ander mense en raak jy baie gou moedeloos. En hoe beïnvloed iets soos 'n mens se temperament daai nuwejaarsvoornemens? Elsa, dit het 'n geweldige impak, omdat ons almal, elke temperament voel anders, daarom dink jy anders, of jy dink anders, daarom voel jy anders en doen jy anders. So sommige temperamente is emosionele mense, ander is prestasiegedrewe, dan kry jy ook jou dromers, en dan kry jy jou mense wat strategies is. So, as jy nie weet wie jy is nie, gaan jy baie moeilik by jou doelwitte uitkom. Want as jy weet waarmee jy sukkel, dan kan jy fokus op dit. En dis die hoofrede waarom mense nie uitkom by wat hulle graag wil bereik nie. Jy het ook 'n oulike boekie geskryf, Ja, sodat ons kyk, onsself Elsa, beter kan leer ken. ek is mos eintlik bekwaam. Is dit? Ja, wat vertel jy my nou? Wys net vir ons die boek. Hierdie is 'n ongelooflike boek, dit is lewensveranderend. Hy het tabelle in om vir jou te leer, hoe praat jy in mense se temperament in? Hoe droom jy? Hoe maak jy jou drome 'n waarheid? As ek nie hierdie goed geken het, sou ek nooit met jou bevriend kon wees nie, Elsa. Ai, weet jy, ek wil sê dieselfde geld van my kant af ook. Hoor, maar ons is dankbaar. Ja, Elsa droom totaal anders as ek, want sy dink anders, daarom doen sy anders so, en ek is ook anders, en so vul ons mekaar aan. Maar ons kan ook nie mekaar aanvul as ons mekaar nie ken nie, dan is daar nogal konflik en oordeel en sulke onnodige twak. Baie strategies, daarom het ek vanoggend aangetrek volgens my temperament. Maar goed, is daar temperamente wat geneig is om te groot of onrealistiese doelwitte te stel? Ja, jou prettige geel mense is baie emosioneel, en jou rooi mense is weer baie kragtig, en hulle is ongeduldige mense. Hulle wil nou by goed uitkom. Hulle dink groot en hulle doen groot, en as dit nie dadelik gebeur nie, dan gee hulle sommer op. En as jy die 4 kleure vinnig moes opsom, hoe benader elkeen verandering? Kyk, 'n geel mens raak emosioneel wanneer dit kom by verandering. Ja. En dit hou hulle terug as hulle negatief emosioneel is. 'n Rooi mens dink gewoonlik ander mense is dom. Dis nog nie so. Hulle raak ongeduldig. Kan jy nie dink nie. So wanneer dit kom by verandering, veral in 'n groepsverband, is dit ook moeilik. Blou mense is so vas in struktuur, dat hulle kyk vir mense en dink hulle, so eenvoudig, ek gaan jou nie eens antwoord nie. Dit is regtig so, nee. En 'n groen mens wil tog net nie nou konflik hê nie. So wanneer daar verandering kom, vat dit hulle ook verskriklik lank. Onthou, vir 'n geruste groen en 'n perfekte blou mens is verandering so moeilik. Terwyl dit nie so moeilik vir 'n geel en 'n rooi mens is nie. So wat is 'n goeie realistiese voorneme vir elke temperament? Ek dink vir 'n geel mens om te besef hulle moet in hulle emosionele opgewondenheid moet hulle besef, hulle moet fokus en hulle moet stap vir stap goed doen. 'n Rooi mens moet besef, alles gebeur nie dadelik nie. Sommige goed neem tyd. En 'n groen mens moet begin, al voel hulle nie daarna nie. Maar jy moet vir 'n groen mens bietjie tyd gee. Hulle moet bietjie tyd hê om te dink en te doen. En 'n blou mens moet besef, al vrees ek, want omdat 'n blou mens 'n perfeksionis is, wil hulle nie sommer iets nuuts doen nie. Hulle stel dit uit en uit en uit. So blou mens moet leer, laat ek die vrees voel, maar ten spyte daarvan voortgaan. En as dit nie suksesvol is nie, is ek nie 'n mislukking nie. Want dis die groot uitdaging van 'n blou temperament. Hulle stel uit, hulle doen nie uit vrees dat hulle dit verkeerd gaan doen.
Dit maak vir my heeltemal sin. Ja, dit is so. Nou, hoe kan mense hulle voorneme aanpas om beter by hulle persoonlikheid te pas? Geel mense moet eenvoudig net nie emosionele besluite maak nie. Rooi mense moenie so gou opgee nie. En 'n groen mens moenie vrees, hulle moenie vrees dat dit nie kan werk nie of as hulle verskil van mense, want hulle hou niks van konflik nie. Moet hulle steeds voortgaan, voel die vrees, maar gaan vorentoe. En 'n blou mens moenie so volgens struktuur werk en vol twak wees en almal kritiseer nie. Watter temperamente is die hardste op hulle self wanneer dinge nie uitwerk nie? Verseker rooi en blou. Omdat 'n rooi en 'n blou temperament is ingestel op die taak en hulle verloor die verhouding in die proses. Want hulle raak moedeloos vir die mense wat nie dink soos hulle dink nie. Onthou, dis taakgeoriënteerde mense. 'n Groen en 'n geel mens kom nie in môre en hoe gaan dit? Blou en rooi mense dink luister asseblief moenie so opgewonde wees nie. Fokus net op jou werk. Ja, of nog voordat 'n mens iemand groet, is dit net 'n geval van ek het vir jou e-pos gestuur, jy sal ekskuus, jy weet, en dan besluit jy eintlik net goeiemôre ook sê. Goeiemôre, good morning. Ja, soos 'n groen 'n blou en 'n rooi mens sal sit en werk en dan sal die groen en die geel vrolik inkom en mooi groet. Hulle kyk eers op die môre. Julle moet julle twak stop. Is nie lekker om so te kom werk nie. Stop julle nonsens. As jy net een wenk vir 2026 kan gee vir al die temperamente, wat sou dit wees? Ek sou sê, poog om elke dag 'n beter jy te wees. Hou op om jou te vergelyk met ander mense. Kyk na die mense rondom jou en lief hulle vir wie hulle is, want hulle vul jou aan. Dit wat jy nie het nie, het ander mense. So hou op om jou met ander mense te vergelyk. Ons het 'n paar sekondes oor, maar wat is jou nuwejaarsvoorneme? Dalk net een. Om elke dag 'n beter ek te wees. Maar jy sien, daar het jy dit nou mooi vir ons opgesom. Baie dankie dat jy vanoggend weer jou uitmuntende kennis met ons kom deel het. En vir diegene wat nou nog nie daai boek het nie, hulle kan dit sommer aanlyn ook bestel, nê? Asseblief. Goed, Lenet Beer Media. Gaan maak gerus 'n draai. Dankie Lenet, ek hoop daardie raad help ons almal. Nou bly ingeskakel want net hierna gesels ons oor die afgelope naweek se sportgebeure. Jy wil dit nie mis nie, jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning en dis heerlik om uiteindelik weer 'n koppie koffie saam met jou te kan geniet. Ons is nou weer terug.